Meestal bewolkte en mistige toestande aanvanklik in die noordooste. Dit sluit in dele van Gauteng en die Hoëveld met ook 'n band mis wat strek hier oor die Weskus, 'n paar miskolle in die suide en die Oos-Kaap. Dan later het ons 'n area van konvergensie wat hoë onstabiliteit gaan veroorsaak in die atmosfeer daar in Limpopo, veral oor die plateaurand dele van Mpumalanga en die noorde van KwaZulu-Natal. Dit is waar ons verspreide reën en donderbuie verwag Woensdag met late paar buie wat kan opsteek oor dele van Gauteng, die Bosveld en dan landige vloei wat ligte reënbuie steeds sal inbring vir dele van die Suid-Kaap. Ons het 'n geel vlak 2 waarskuwing in plek. 'n Paar van daai storms kan ewig raak, half veroorsaak swaar reën of sterk winde, so asseblief wees maar net versigtig met daai suidooster wat sterk gaan waai langs die kus van die Wes-Kaap en 'n stormsterk rukwinde wat 'n skade kan veroorsaak. Die aanlandige vloei gaan ook reën inbring vir die suidkus, 'n fris westewind vir die Noord-Kaap en dan 'n fris tot sterk suidewind wat ook optel langs die kus van die Noord-Kaap, die Weskus en ons buurland se suidkus. Hier in die Wes-Kaap, soos ons genoem het, dit gaan winderig wees veral langs die kus. Daai Kaapse dokter gaan sterk waai in Kaapstad met 'n maksimum van 26 en as gevolg van die winderige weer asook die warm temperature en droë toestande het ons 'n hoë brandgevaar in plek. Maar aan landige vloei gaan wolke en hier en daar 'n ligte reënbui inbring vir die suidkus, temperature in die laat 20s. Dis baie warm en ook winderig in die Karoo en die weerdiens waarsku teen weggolbrande. In die Oos-Kaap het ons ook die aanlandige vloei wat ook maar net plek 'n paar ligte reënbuie sal inbring. Temperature net so rondom 20 grade en dan later gaan die wind ook optel in die omgewing van Aliwal Noord. In KwaZulu-Natal is daai selfde aanlandige vloei wat hoofsaaklik wolke sal inbring op Woensdag. Daar is net 'n 30% kans dat 'n ligte reënbui hier en daar kan val, maar meestal bewolk langs die kus met 23 in Durban. En dan heelwat later gaan die storm weer beweeg hier oor Newcastle en Ladysmith. Dit is presies waar die weerdiens waarsku dat 'n paar van daai storms kan hewig raak. Selfs in Mpumalanga, enkele donderbuie aanvanklik en dan later raak die donderstorms versprei oor die plateaurand, veral in die omgewing van eMakazeni en Ermelo waar die storms hewig kan raak. In Limpopo is dit ook 'n stormagtige Woensdag, veral vanaf laatmiddag. Daai storm weer kan hewig raak waar die weerdiens 'n vlak 2 waarskuwing in plek het met net plek donderbuie in dele van die Bosveld. In Noordwes miskolle aanvanklik, later is dit meestal sonskyn en warm tot 'n baie warm middag. Dan in die Noord-Kaap gaan daai sterk suidewind aanhou waai hier langs die kus en dan gaan 'n westewind optel in die Karoo nogmals waar ons steeds 'n hoë brandgevaar in plek het en dit raak bloedig warm in Appington 37 die middag. In die Vrystaat raak dit gedeeltelik bewolk, temperature ook so rondom 30 grade met ook net 'n plek 'n paar donderbuie wat kan opsteek in die suide en die ooste. Dan in Gauteng is dit 'n warmer dag, temperature in die middel tot hoë 20s na 'n mistige oggend gaan die son skyn en 'n skraal kans dat 'n reënbui hier en daar kan oorbeweeg. Ons kyk na ons buurland en daai suidewind waai steeds sterk hier langs die kus en hy gaan aanhoudend waai, asook 'n gedeeltelik bewolk en Walvisbaai koelerig teen tye met stormweer in die voorspelling vir die noordelike asook die oostelike gedeeltes. Donderdag gaan die wind steeds waai in Kaapstad en dan is daar hoë instabiliteit nou hier oor dele van Noordwes Gauteng en die Vrystaat waar die weerdiens heel moontlik 'n waarskuwing gaan uitreik vir ewige donderstorms en dan teen Vrydag gaan bergwind toestande seker maak dis bloedig warm in die weste 40 en Vredendal 34 in die Moederstad met die kans van donderbuie wat bietjie meer weswaarts skuif oor dele van die Noord-Kaap en die sentrale gebiede van die land. Wel dis al van my, onweer of mooi weer, geniet jou dag.